Hallo mense, Wilma het vir ons 'n voorsmaakie gegee van waaroor ek wil praat. Ons het hierdie lang naweek wat verby was, het ons bietjie 'n kampoefening naweek gehad om 'n paar goedjies in plek te kry, as ook om bietjie volhoubaarheid te oefen. Ek wil graag nou verder uitbrei oor wat Wilma aangeraak het met die leierskap, en die heel eerste belangrikste ding wat ons moet besef van leierskap is laat ons wat gelowiges is, het slegs een leier, en dit is die Vader. Daar is niemand anders dan nie. So as jy hom nie vooraan stel nie, kan jy maar enigiets wat jy aanpak en wil doen, gaan tot niks opeindig nie. So dis 'n belangrike konsep om te verstaan en te besef. Maar nou moet ons ook verstaan dat die Vader gebruik mense, hy sit sekere mense in sekere posisies om ander te kan bystaan en te help. Maar verstaan ook dat hierdie mense is ook wel maar net mense, en hulle kan natuurlik soos ek dink wel maar ook daar geraak, dat jy wel ook nou maar nou net 'n mens is en jy kan foute maak ensovoorts. So ek gaan nou gou 'n paar goedjies dalk breek vir mense wat hulle dalk beskou as 'n goeie leier. Ek dink baie van hierdie leierskapboeke en goedjies wat jy nou kan gaan lees, en dan verduidelik jou, dis nou die goeie leiereienskappe ensovoorts. Daar's baie min van daai goed waarmee ek regtig saamstem. Ek gaan vir julle sê hoekom ek so sê. Daai boeke is baie gebaseer op ons bestaande stelsels en goed soos dit is. En wat ek daarmee bedoel is, as jy nou daai boekies lees en jy sit al hierdie goedjies in plek ensovoorts, dan eindig jy op om 'n goeie manager te wees. Nou daar's 'n helse verskil tussen om 'n goeie leier te wees en 'n goeie bestuurder. Dit is ongelukkig nou maar 'n feit soos 'n koei. Maar daar is tog van die elemente wat oorvleuel. Maar ek gaan nou vir julle net gou opsom wat beskou ek as goeie leierskap. Onthou nou, hierdie is uit en uit my opinie daaroor. Elkeen mag dalk sy eie opinie daaroor hê, maar dit mag dalk vir jou 'n bietjie ander dinamika bring, of 'n ander manier laat dink om wat jy sien. Okay. So, wat ek beskou as 'n goeie leier byvoorbeeld, of in my opinie, weer 'n keer soos ek nou die inleiding nou maar half daar geplaas het, is 'n leier moet voorvat. En wat ek bedoel met voorvat is nie ek verwag nie, of ek glo nie, ou moet nou, maar as jy, ons praat nou maar oor prepping, en as jy nou dink aan 'n konflik of alles, glo ek nou nie hy moet die ou wees wat noodwendig die vlag dra nie. Maar ek is nie 'n ou, en dis, onthou nou mense, weer 'n keer, ek sal nou maar weer beamoen, ek is nie, hierdie is alles my opinie daaroor. Maar ek is nie iemand wat iemand gaan volg net oor 'n paar praatjies en goedjies wat hy, jy weet, opsit, en van daar af, jy weet, moet jy hom nou volg, en hy is nou die oulikste ding, ensovoorts nie. Ek is nie so gebou nie. Die leier wat ek wel sal volg, is die een wat wel voorvat en leiding neem. So met ander woorde, hy moet doen ook. Dit help nie, jy praat net nie. Dit beteken vir my nie veel nie. Ongelukkig in vandag se tyd, of ons leef in vandag se tyd waar goed soos hierdie media wat ek ook nou self gebruik, die kans gee vir baie mense om baie goed te sê, wat 'n goeie en 'n slegte ding is natuurlik. Want ek voel baie keer is daar mense wat eenvoudig net gaan en seker goed kwytraak wat hulle nie regtig noodwendig eers die kennis van het nie, maar hulle wil 'n opinie daaroor lig. En dan is daar ook wel mense wat wel, jy weet, met autoriteit kan praat oor sekere dinge, en dit is ook reg. So mense, dit is maar my heel belangrikste konsep van leierskap, is op die einde van die dag 'n ou wat moet doen, nie net praat nie. En dan nou jou gewone leierskap eienskappe, ek meen hy moet obviously goed kan kommunikeer, is belangrik. Maar weer kan jy kyk na, kom ons kyk na iemand in die Bybel byvoorbeeld.
as jy nou vat van Moses, op die einde van die dag het hy gegaan, en hy het die Israeliete uit Egipte uitgelei, maar hy kon nie mooi praat nie, hy was nie 'n goeie spreker nie, maar tog het die Vader toe nou vir hom iemand opgerig, om die spreekwerk wel te doen wat Aaron was. So, dis hoekom 'n mens ook moet seker maak, enige leier wat sê, ek is die leier, ek is die baas, hier gaat ons, is ook maar 'n probleem in homself. Jy moet sorg dat as daar so iets is, as jy nou maar kyk na organisasies, of selfs in jou eie groepering, maak seker dat daar wel 'n amper 'n leierskapkorps is waarmee jy kan werk. Op die einde van die dag, daai mense gaan nie noodwendig altyd ooreenstem nie, maar ten minste weet jy, dis nie net een persoon wat iets sê en almal hardloop en hang aan sy lippe en jy eindig op om dalk dieselfde probleme te sit as wat die mense wat hom volg. So dis vir my belangrik dat dit altyd in plek is, so jy kan maar as jy jou eie groepering in plek wil kry of hoe ook al, kyk na daai konsep, kies 'n persoon wat die ding sal vat, en as daai persoon dan nou wel die leiding wil vat, maak seker of los dit in sy hande, toets hom dalk as jy sou wou, kyk of hy dan nou wel sekere mense vat en gebruik om te ondersteun en te help in sy leierskap. As hy alles self wil doen, kan ek jou nou sê, is die persoon definitief nie die regte leier vir in anyway vir die tyd wat vir ons voorlê nie. So dis 'n belangrike konsep. En dan 'n ander ding wat my nou nogal kwel en wat my nogal baie pla van mense. As jy voel, ons het baie hierdie spreekding het ek nou al opgetel, veral onder ons mense wat sê ja, ons het nie meer leiers nie, daar is niemand wat wil opstaan en leiding neem nie, en hierdie ou sê dit en daai ou sê dat. Ons hou daarvan om te moan, en ek dink is iets wat ons baie vinnig gaan moet oorkom. Jy weet, en ons sal moet ons hele gedagtegang verander, en ons sal moet opeindig waar as jy 'n probleem het, of jy voel, nee maar, hierdie ou sê dit en daai ou sê dat, hou op 'n leier soek. Die enigste rede hoekom hulle sê ons het nie leiers nie, daar's ongelooflik baie leiers, en baie instansies wat reg is en die goed in plek het ensovoorts, maar jy weet die ou dalk nou ietsie gesê waarmee jy nou nie heeltemal ooreenstem nie, en dis weer 'n keer waar, soos wat ek vroeër nou gesê het, maak seker dat hierdie ou het wel die regte ondersteuningsraamwerk agter hom, en jy sal hierdie goedjies baie vinnig agterkom. Kom ons praat van 'n groot organisasie. Jy weet, daar moet 'n ondersteuningsbasis wees, maar die maklikste manier om hierdie stelsel te benader, as jy kom ons sê jy is nou alleen, en jy wil dalk so 'n groepering begin, argumentsondalwe. Wat jy moet doen, is wees die leier. Hou op 'n leier soek. Mense soek 'n leier want hulle wil nie verantwoordelikheid vat nie. En hierdie is die reine waarheid. Op die einde van die dag, jy kan maar gaan kyk. Die mense wat gewoonlik sê, ja, nee, maar ons het nie leiers nie, en ons moet dit en dat, en jy weet, ons moet opstaan, en wat, is gewoonlik die mense wat op die einde van die dag nie die leiding wil vat nie. Hulle wil eerder die leiding vir iemand anders te gee, laat as dit skeef loop, as dit mos nou maklik genoeg om te sê, sien jy nou wat het hierdie ou gedoen. En dis wat die probleem inkom. Jy wat nie bereid is om op te staan, om leiding te vat, en wel sekere goed te sê, sekere goed te doen nie, moet op die einde van die dag eintlik maar half in 'n scenario sit waar jy moet besluit, om dalk 'n bietjie minder te kritiseer, en op die einde van die dag te besluit, weet jy wat, okay, ek gaan nie by hierdie groepering inpas byvoorbeeld nie, want dit is die situasie daar, ek gaan eerder by hierdie groepering inskakel, want dit werk dalk vir my beter, of jy weet, hulle doen hierdie ding wat vir my inpas, of jy pas nie by een groepering in nie, jy wil dalk jou eie ding doen. Dan moet jy gaan en jy moet die leier wees. Dit help nie, jy gaan soek vir iemand om die leiding te vat nie, want jy voel wat nie. Ons voorouers en ons voorsate, wat hier kom land het,
lang voor meeste van die ander lande in die wêreld, het op die ou ende van die dag, jy weet, dis 'n redelike 'n room van die mense wat hier aankom. En dis hoekom ons ook so baie leiers onder ons ou klein volkie het. En dit veroorsaak baie keer konflik. Maar die ding is, op die einde van die dag, as jy 'n gesamentlike doel het, moet ons kan identifiseer en verstaan dat, okay, hierdie ou is nou dalk die leier, maar ek is nou ook nou nie so oulik soos wat ek dink nie, jy weet, ek skiet hier tekort, so wie kan my ondersteun en my aanvul, waar ek dalk tekort skiet. En ek dink dis baie keer waar ons baie op ons gesigte val en ons die fout maak om te sê, ons het nie leiers nie. Alhoewel jy dit sê op die einde van die dag, is omdat jy nie bereid is om die mantel op te tel nie. En as jy dan nou wel voel, okay, ek gaan nou by hierdie groepering aansluit, maar weet jy wat, daar's dalk hierdie en wat ek nie mee saamstem nie, 100%. Sluit aan, gaan na die groepering toe, jy weet, gaan vind uit die inligting. Want baie keer daar's ongelukkig daar buite ongelooflike baie inligting wat uit en uit leens is. En dit is nou maar hoe dit werk. Jy weet, jy gaan nie wegkom van dit nie. Ons leef maar in die era van jy kan enigiets doen op die net wat jy wil en jy kan enigiemand beswader net soos wat jy wil. Sonder dat enigiemand weet wie jy is. En ongelukkig glo baie mense nou maar baie keer die goed en dit is nie noodwendig altyd waar nie. Maar wat belangrik is, as jy moet verstaan wat is jou benodigheid, wat gaan jou help, hoe kan dit vir jou werk? Ek gaan julle so 'n bietjie van 'n staaltjie vertel van die naweek, en dit was natuurlik vir my so mooi. Dis een van die laaste goedjies wat ek wil oor praat natuurlik is, of ek het nou eintlik maar klaar daaraan geraak, maar bereidwilligheid om die leiersels op te tel. Met die kamp die eerste aand het ons nou maar 'n waglysie uitgesit en die mense moet wag staan. Ek sê toe nou, ek sal graag nie enige van die vrouens wil vat nie. As die vrouens wel wil wag staan, dan moet hulle nou maar saam met hulle mans wag staan ensovoorts. En toe kom ons agter, wag, ons kort so 'n bietjie hier en daar 'n persoon. Wat toe nou opeindig en wat vir my baie mooi was, daar's toe nou een van die dames wat op haar eie by die kamp was en sy het haar hand opgesteek wat bereidwillig was om toe nou wag te staan vir 'n uur op haar eie. En dit is die tipe ding waarvan ek sê. Jy weet, sy kon nou maklik gesê, ja, maar kyk nou, daar's nou nie 'n wag nie en dit is nou hoe dit werk en probleme ensovoorts. Nee, sy het verantwoordelikheid gevat en sy het gesê, nee, okay, ons is nie genoeg manne hier nie. So, weet jy wat, ek is bereidwillig om wag te staan. En dit is waaroor dit gaan. Dit is die begin van 'n goeie leier op die einde van die dag. Eerste plek moet jy bereidwillig wees om iets te doen aan die probleem wat daar is. Want ons, soos ek sê, ongelukkig sit ons nou op hierdie stadium dat almal like om iets te sê en het dalk 'n probleem of sê hierdie ou van dit en daai ou van dat. Maar in plaas dat as dit jou so erg pla, neem die inisiatief, tel die leiersels op. Maar ons wil dit ook nie doen nie, want dan is dit vreeslik baie moeite. Mense, ja, en dit is maar leierskap van my in 'n netedop. So mense, ja, geniet dit. Ons praat weer.